Geliefde broer, vriend, ek wil net vir u vandag sê dat God is heeltemal bewus van u en die Here weet wat is die omstandighede wat jy deurmaak, wat jy deurgaan. En ek wil net vir u vandag sê dat ek gesels vandag rondom 'n baie belangrike woord in die huis van die Here, in die liggaam van die Here. En vandag op hierdie kanaal wil ek vir u vandag bemoedig dat die Here is heeltemal bewus van u en dat die Here weet wat jy deurmaak. My skriflesing vandag wat ek saam met u wil gesels is in Lukas hoofstuk 19 en hy praat oor die lewe van Saggeus. U het al gehoor die skrif, u het al gehoor preke oor die skrif. And you have heard about the word of God and how the Bible spoke about Zacchaeus, Luke chapter 19, 1-10, and where the Bible speaks about how Jesus was fully aware of Zacchaeus and while he was in the tree. So ek wil vir u sê dat Zacchaeus was in die boom, maar die Here was bewus van hom. Inteendeel, nog voordat die boom geplant was die Here al bewus, daar gaan 'n Saggeus wees. Die Here was bewus dat hy gaan beweeg in Jericho en daar gaan 'n skare wees en die Here wou daai oomblik, die Here saam met Saggeus en sy familie en die wat om hom was, wou die Here graag verkeer. En baie maal verstaan ons dat die Here kan diep in die toekoms kan die Here dinge bewerkstellig en die Here kan dinge uitwerk vir ons. En baie maal dink ons dat die Here het vir ons vergeet, maar ek wil vandag vir u bemoedig. Kom ek lees saam met u uit die boek van Lukas hoofstuk 19 vers 1. Hy sê: "En Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het die Bybel sê in vers 3, hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare, kon hy nie, omdat hy kort was, 2. Nou dit lyk nie dat is twee dinge nie, maar daar's twee dinge betrokke. Die feit dat hy kort was en die feit dat daar 'n groot skare was, dat beteken hy was te kort van struktuur en van postuur en hy kon nie deurbreek deur die skare nie. Hy kon nie bo oor die skare kyk nie, want hy was te klein. And many times we are stifled through our circumstances and we are boxed in circumstances and we cannot see and we cannot reach the very miracle maker or the very miracle that we believe God has given us. En nou die woord van die Here sê daar was weens die skare kon hy nie omdat hy kort was. Hy hardloop vooruit en klim in 'n wilde vrye boom, a sycamore tree, the Bible says in English. The Bible says he went and climbed into a sycamore tree to see Jesus. Now the Bible says Jesus looked up and told Zacchaeus to come down. Zacchaeus came down and welcomed Jesus into his home. Now dis vir my verbasend dat baie maal dan vergeet ons dat die Here is in beheer van baie dinge. En baie maal dan is ons nie bewus dat die Here is al bewus van ons nie. Nou dit vat baie jare vir 'n wilde vrye boom om te groei en die Here was bewus dat toe die saad in die grond val, toe is die Here bewus dat daar gaan 'n Saggeus wees. And many times there are things happening right now in our lives where things just fall into place and we can't understand how is it possible that this miracle is just falling into place as if somehow the Lord was aware. Of course, he was aware. Die Here was bewus van iets soos die Here bewus was van Saggeus, want die Bybel sê dat toe Saggeus in die boom opklim, het die Here opgekyk toe hy verby dit gaan en die Here was bewus. En vandag wil ek oor die lewe profeteer, ek wil oor die lewe spreek. I want to speak over your life. I want to prophesy, declare and decree that God is aware of you and God's about to change your circumstances, because the very area that you need a miracle in, God's going to work it out and God's going to predestine this situation for you. God's going to work it beforehand and God's going to be proactive in your life. God gaan voor jou uitbeweeg en die Here gaan reeds vir jou inwag in die toekoms en die Here gaan dit maak gebeur. En net soos Saggeus in die boom was en die Here hom dan gebied om af te kom, as daar areas in jou lewe wat die Here vir jou sê kom af, dis hierdie area wat jy nou moet inwees en die Here sal vir jou preference gee bo al die mense. Hy gaan vir jou preference gee. He's going to give you preference above everybody, above everyone at this point in time, because it's your time, it's your season, it's your moment, it's your hour, it's your minute that God will recognize you, God will locate you, and when the Lord recognizes you, He will command you, He will instruct you like He commanded and instructed Zacchaeus when He said, get down from the tree tonight, I want to be in your home and in your house. En ek wil u vandag bemoedig dat u is moontlik in 'n moeilike plek, 'n moeilike tyd in die lewe, is moontlik in 'n plek van doodskaduwee en hy sê dat Here, ek wil graag dat nie enige onheil vrees, Here, en help my in hierdie dag dat ek geen onheil vrees, help my dat ek nie my oë op die berg hou nie, die ding wat ek dink my antwoord sal wees, die plek wat ek dink my antwoord sal van kom nie, laat ek weet dat my antwoord kom van u af. En ek wil vandag vir u bemoedig, skep moed in die Here. En alles het vandag opgeklim in 'n boom en hy sê, Here, ek wil graag vir u sien. Ek is vandag in hierdie omstandighede, ek het hierdie kerk, Here, het ek toe gejoin, ek het, Here, betrokke geraak in hierdie gebedsgroep, ek het betrokke geraak, Here, in hierdie vrouegroep, bemoedigingsgroep, ek het hierdie mansgroep, Here, het ek gejoin, want ek wil graag hê u moet my raak sien. Ek wil vandag vir u
sê dat die Here sien jou raak, maar die Here gaan vir jou sê dat jy moet uit die situasie uitkom, jy moet wegstap van die situasie, jy moet uit jou boom uitklim wat jy ingeklim het, omdat jy die Here wil sien, want die Here herken jou, die Here sien jou, die Here recognize jou, en die Here sê vandag vir jou, kom uit die boom uit, kom af van die boom af, en die Here sê vandag, hy wil in jou huis wees, hy wil saam met jou maaltyd hê, hy wil in jou lewe inkom, hy wil regtig met jou 'n pad stap, en baie maal het ons so die pad byster geraak, ons kom nie agter dat ons die pad byster geraak het, maar die Here sê in hierdie dag, dat hy wil in jou lewe inkom, hy wil in jou huis inkom, hy wil in jou familie inkom, hy wil in jou kerk inkom, jou bediening inkom, hy wil in jou werk inkom, jou besigheid inkom, hy wil net saam met jou maaltyd hou, want hy wil vir jou sê, dat hy is jou antwoord. Dawid skree en hy sê, ek sla my oë op na die berge, hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? As asof Dawid besef, dat sy hulp is nie van die berg nie, sy hulp kom nie uit die berg nie, sy hulp is nie weggebere in die berg nie, maar sy hulp is van die een wat hierdie sterk berg gemaak het, hierdie vaste berg gemaak het, en ek wil vandag vir u sê, whatever u na kyk, wherever u na kyk, en u sê, die is my berg wat ek na kyk, en ek vertrou die Here, dat Here, laat die berg toch net praat, dat die berg vir my 'n antwoord gee. Kom ek sê vir u kind van God, kom ek sê vir u dierbare, dat die berg is jou antwoord nie, jou familie is jou antwoord nie, jou werk is nie jou antwoord nie, jou besigheid se inkomste is nie jou antwoord nie. As dit moeilik gaan op hierdie oomblik, weet slaan jy oë op na die Here toe, en weet dat die Here Jesus is jou antwoord. And the Bible says, when Zacchaeus saw that the Lord is prepared to come into his house and into his home, the Bible said, people murmured because Jesus was staying with a sinner. En baie maal is ons by 'n plek wat ons moontlik sê, Here, ek is afvallig, ek is nie meer by die plek wat ek moet wees nie. Moontlik is u vandag 'n ongeredde wat vir my luister, wat vir my hoor vandag, en u voel ongered, maar die Here sê vandag vir u, hy wil by u huis inkom, en daar's mense wat gaan sê, hoe is dit moontlik dat dit lyk dat die Here is dan in hierdie ongeredde se huis? How is it possible that God can be in a sinner's house, but God wants to be in your house, because God wants to bless you, God wants to interact with you, God wants to give you what he know that you desire, and what he know it is your portion. This is what you've been prayed for. And the Bible says Zacchaeus promised to give half of possessions to the poor and pay back 4 times what he has cheated. And the Bible says Jesus told Zacchaeus that salvation has come to his house. Even though Zacchaeus promised to do this and promised to do that, the main blessing and promise that Jesus gave was salvation to the house of Zacchaeus. En vandag sê die Here, dat u wat my stem hoor nou, die Here sê, ek is vandag in jou huis, ek is vandag in jou woning, en al wil jy hoe goeie dinge doen, doen wat in jou hart is, doen goed aan die armes, doen goed aan waar my gees jou lei om goed te doen. En alles, as jy ongered, sê die Here, ek het 'n groter belofte in al hierdie dinge, die belofte van redding in jou huis, die belofte van verlossing in jou huis, en die Here kan vandag in jou huis inbeweeg, as jy my stem hoor, en jy sê, Here, ek hoor wat u sê, I want to prophesy over you, I want to declare and decree over your life that God is going to do it for you, ek wil oor jou lewe verklaar, en ek wil oor jou lewe spreek, en ek wil oor jou lewe profeteer, dat die Here kom in jou lewe in, die Here kom in jou huis in, en die Here breek elke area wat die vyand ingekom het, waar die vyand beweeg het, daar breek die Here nou af, en die Here breek elke ketting, die Here breek elke houvas, die Here breek elke voelvanger wat in jou woning, in jou kerk, in jou besigheid ingekom het, in jou lewe ingekom het, in jou verhouding ingekom het. Ek spreek dit oor jou lewe, en ek breek dit in die naam van die Here. Ek bid dat die Here deurkom vir u, en ek bid dat u terugkom na hierdie kanaal, terugkom in hierdie comments, en u sê dat die Here teruggekom. As u vandag sê, Here, help my in hierdie dag, sê iets in die comment, sê, help my Here, en ek sal vir u beloof, ek gaan vir u bid, dat die Here vir u deurkom. If you say today that, Lord, please, I need your help, I need your assistance, just down in the comments say, Lord, help me, and I will come back in prayer, and I will trust the Lord for a breakthrough in your life, a miracle, en ek gaan die Here vertrou vir 'n groot wonderwerk, soos wat u terugkom en sê, help me Here, ek bid vir u, soos dat u dan sê, Here, help me. So die Here behoed u, die Here bewaar u, en die Here laat sy aangesig oor u skyn, en gee vir u vrede, in Jesus naam, amen.